As 'n mens eers raak gesien het hoe God vir ons hierdie prentjie teken van hoe 'n Christen gelyk het daar in die vroeg-Christelike kerk, dan weet jy, ek wil nooit weer iets anders sê as dit nie. Ek soek dit. En dit wil ek graag met jou deel in hierdie 5de sessie. Mag die Here jou net so opgewonde maak daaroor, soos vir my. As we open your word, oh Lord, as we look into your truth, as we turn through pages of your wisdom, come show yourself to us. We invite your Holy Spirit as our teacher and our friend. Speak life into these empty chambers with the richness of your love. Breathe life into these empty chambers, and Lord, let your kingdom come. Vader, baie dankie vir die voorreg om so saam te wees as die kinders. Dankie dat U met ons besig is, Here. Dankie vir die Gees wat in ons is, wat ons leermeester wil wees, wat ons wil herinner heeltyd aan wat U gesê het. Gees van God, ons wil net onsself oopstel in hierdie dag en net bewus raak dat U met ons besig is. Gebruik U woord om in ons lewe in te spreek, om ons gedagtes te vernuwe waar nodig is, om ons prentjies te verander waar nodig is. Kom en bedien elkeen van ons soos wat ons hier sit. Seën ons saam wees. Laat U wil in ons lewe geskied. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons blaai daar na Handelinge 2 toe. Ek staan altyd verstom as ek kyk na die vroeg-Christelike gemeente en ek kyk na die dinamiek wat in hierdie gemeentes was, daar in die begin. 'n lewe en 'n bruisende krag en beweging en natuurlik groei. En ek wil so 'n paar gedeeltes met julle net deurgaan vandag om vir jou te wys wat ek sien. In Handelinge 2 daar vanaf vers 41. Net na Petrus se preek op Pinksterdag. Lees ons daar in vers 41. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van gelowiges gevoeg. Maar onmiddellik vergroot hierdie gemeente daar in die begin van plus minus 120 na 3120. Op een dag. Toe hierdie nuwe era aanbreek waarvan die profete geprofeteer het. Dan staan daar verder. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid. Met ander woorde, daar het iets in hulle gebeur wat mense onmiddellik familie gemaak het, geestelike familie gemaak het, wat hulle laat commit het aan mekaar, wat hulle laat verantwoordelikheid neem vir mekaar, en wat hulle gesê het, wat hulle mekaar laat sê het, maar kom ons stap 'n pad met mekaar, kom ons neem, ons vat mekaar se hande, ons kies om mekaar te mentor, verantwoordelikheid te neem vir mense wat behoeftes het, en ons gaan dit net toe en weer 'n slag, weer en weer sien. Die gemeenskaplike maaltyd en die gebede, met ander woorde, hulle het begin tyd soek om by mekaar te kom, om saam te eet en natuurlik saam te bid. En deel van die saam eet was dan natuurlik dat hulle ook saam die liefdesmaal gebruik het, wat ons dan vandag in baie gemeentes het nagmaal noem. In vers 43 in Handelinge 2 lees ons, die apostels het baie wonders en tekens gedoen, dan weer hierdie stroom bonatuurlike krag het begin 'n verskil maak, oral, mense kon sien, maar God is besig. Buitengewone dinge het begin gebeur. En dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. 'n liefdes
dimensie het tussen hierdie mense begin ontstaan, wat gemaak het dat hulle lewens totaal vir mekaar oopgegaan het. Hulle was bereid om alles met mekaar te deel. Ons gaan net toe aan Handelinge 4 sien, tot wat 'n uiterste hulle selfs gegaan het. O ja, daar staan dit in vers 45. Hulle het hulle grond en besittings verkoop, en die geld aan almal uitgedeel, volgens elkeen se behoefte. 'n Mens moet nou verstaan wat gebeur het in die vroeger in hierdie gemeente in Jerusalem, né? Ons het vir mekaar gesê, al die Jode wat deel was van die verbondsvolk, het gewoonlik opgetrek na Jerusalem toe vir die Joodse feeste. En hulle was dus in Jerusalem met die aanbreek van hierdie Pinksterfees en met die nuwe era wat plaasgevind het. En toe kom 3000 van hierdie mense wat deel was van die verbondsvolk van God, wat net Jerusalem toe gekom het vir die feeste, kom tot bekering. En hulle besef, maar hier is 'n dinamika aan die gang, nou in Jerusalem, wat hulle nie wil mis nie. 'n Nuwe familie het hier ontstaan, waar hulle voorheen net deel was van die verbondsvolk van God. Die typiese Joodse verbondsvolk, het hulle nou deel geword van amper die nuwe era geslag, gemeente, wat daar in Jerusalem ontstaan het. En 'n klomp van hulle, duisende van hulle, het 'n drastiese besluit geneem. Hulle het besluit, in plaas om terug te gaan na hulle eie huise en hulle eie werk, waar daar vastigheid en sekuriteit was, het 'n klomp van hulle besluit om saam met hulle families in Jerusalem te bly, waar hulle nie huise het nie, waar hulle nie werk het nie. En daarom het ons die scenario gekry in Jerusalem, dat Christene letterlik 2, 3, 4 gesinne in een huis gebly het. En dat in daai een huis heel waarskynlik 2 of 3 of 4 mense gewerk het, en geld verdien het van een of ander aard. En hulle moes vir die res van die mense wat saam met hulle in die huis gebly het, sorg vir die tyd wat hulle dan saam op hierdie manier saam gewoon het. En dan verstaan die mens waarom dit plaasgevind het wat plaasgevind het, dat baie van die gelowiges wat dan daar was, en selfs die wat op ander plekke geld in eiendom en besittings gehad het, as daar tekort was in hierdie nuwe gemeente wat letterlik hier ontstaan het, omdat hulle so verantwoordelikheid vir mekaar geneem het, deur die werking van God se Gees in hulle, het hulle eenvoudig verkoop wat nodig is, en die geld beskikbaar gestel, sodat almal genoeg kan hê. En dat daar amper net 'n ewewig was, en balans is in die gemeente, dat een nie tekort het, en een te veel het nie, dat almal genoeg het. Aangrypend, né? Dan lees ons in vers 46. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Nou ja, vir 'n tyd lank het hulle nog tempel toe gegaan. Dit het nie baie lank geduur nie. Want kort daarna het die typiese Jode en die Sadduseërs en Fariseërs letterlik hulle verban om langer tempel toe te gaan. Vir 'n tyd lank, daar in die begin, het hulle nog tempel toe gegaan. En die res en dan het hulle van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. En dit was hoofsaaklik die plekke waar hulle by mekaar gekom het. En hoofsaaklik in die huise en in die werksplek, waar hulle dinge saam gedoen het, saam by mekaar gekom het, op die tye wat natuurlik hulle gepas het, né? Want ons moet besef, die meeste mense in die vroeg-Christelike gemeente was nie skatryk nie, meeste van hulle was slawe gewees. Met ander woorde, hulle moes letterlik hier 'n tydjie kies en daar 'n tydjie kies wanneer hulle baase geslaap het, wanneer hulle baase nog nie opgestaan in vroeg in die oggend of laat in die aand. Daar was nie altyd 'n dag wat hulle by mekaar kon gekom het nie. Hulle moes letterlik maar so 'n plek soek en tyd soek om saam by mekaar te wees. Maar hulle het moeite gedoen om by mekaar uit te kom, want daar het familie ontstaan. Deur die werking van God se Gees het mense net beleef, maar ons het werklik familie geword. En dan staan daar, die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Dit is altyd vir my so aangrypend, weet dat Jesus daar in Johannes 13, vers 36 en 37, gesê het, hieraan sal die mense weet dat julle my disippels is, as hulle sien hoe julle mekaar lief het. En dis presies wat hier in die vroeg-Christelike gemeente gebeur het. Ek wil die mense kon sien, dat hierdie mense vir mekaar omgee, en dat hulle aan mekaar gekommit het. Kom ons lees daar in hoofstuk 4, Handelinge 4 vanaf vers 32. Ek is besig om vir jou hierdie dimensie te wys in die vroeg-Christelike gemeente, wat deel was van hulle manier van doen. Handelinge 4 vers 32.
Die groot getal wat gelowig geword het, nou ja, op hierdie stadium was dit nou al, was die 120, toe die 3000, daarna kort daarna het 2000 mense weer tot bekering gekom, met ander, hulle was al ver oor die 5000 mense, wat deel was van hierdie geloofsfamilie, wat in Jerusalem tot stand gekom het, wat op verskillende plekke by mekaar gekom het, en die Here aanbid het. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel, hierdie liefdesgemeenskap wat daar tussen hulle was. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor almal. Daar was letterlik hierdie dynamiese genade dimensie wat tussen die mense teenwoordig was. Mense was, as hulle in die geselskap van Christene was, dan het hulle bewus geword, die lewende God is daar, in sy genade en in sy werking en in sy krag. En nie een van hierdie mense het gebrek gelei nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopsprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Merkwaardig wat gebeur het in hierdie gemeente. Kom ons blaai net so 'n bietjie aan, daar na Handelinge 5 toe, vers 12. Handelinge 5 vers 12. Behalwe vir hierdie liefdesdimensie wat in die vroeg-Christelike gemeente was, deur die werking van God se Gees, lees ons van iets anders. Daai selfe kragdimensie wat in Jesus se lewe teenwoordig was, omdat die salwing van God se Gees op hom was in hulle lewens teenwoordig. Daarom lees ons in vers 12. Deur die apostels het baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, en al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo, maar van die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geag. Nee, daar was ook 'n vrees in 'n sin by die volk gewees, vir wat in hierdie gemeente plaasgevind het, want julle sal onthou, net voor hierdie gebeure het Ananias en Safira hulle lewe verloor in 'n byeenkoms van gelowiges. Ek wil 2 Christene, wat Jesus geken het as Here en Verlosser, wat hulle grond verkoop het, en toe gemaak het, na die apostels toe gegaan het, en gemaak het asof dit die hele bedrag was vir die grond, wat hulle gekry het, wat hulle vir die gemeente gee, sodat die ander daar uit gehelp kan word, wat nie die waarheid was nie. Want hulle het vooraf, die man en vrou het vooraf besluit, om 'n deel terug te hou. Kyk, dit was hulle volste reg, om 'n deel terug te hou. Maar die moeilikheid was, hulle het besluit om daaroor te lieg. Hulle het besluit om vir die gemeente te maak, asof hulle alles wat hulle gehad het, alles wat hulle gekry het vir die grond, dit gegee het. En nou weet julle wat gebeur het, né? Hoe daar in die byeenkoms, hoe hulle gekonfronteer is, en gevra is, maar is dit wat die grond werd was? Eers Ananias, en toe hy ja sê, toe word daar van hom gesê, omdat jy gewaag het om te lieg, terwyl herlewing aan die gang is, terwyl God se Gees hier besig is om te werk, het jy letterlik vir die Gees van God hier gelieg. En onmiddellik het hy dood neergeval, en hulle het hom daar uitgedra. En ons lees so plus minus 3 ure daarna, lyk my die byeenkomste van gelowiges was ook 'n bietjie langer as waar ons gewoond is. 3 ure daarna het sy vrou 'n bietjie laat opgedag by die byeenkoms. Dit was 'n bietjie fataal om daai oggend laat te kom. En toe word vir haar gevra, maar is dit wat jy gekry het vir die grond? En soos hulle ooreengekom het, lieg sy ook weer. En dan word daar van gesê, soos wat hulle jou man 3 ure gelede hier uitgedra het, gaan hulle jou nou hier leer uitdra. En onmiddellik het sy dood neergeval. Ek wil, sonde maak 'n mens, selfs 'n Christen, dood. Sonde kan 'n Christen doodmaak. Veral as jy herlewing beleef, so wat hierdie mense herlewing beleef. Weet, ek sê altyd vir mense, ons bid so vir herlewing, dat God se Gees moet kom, en mense moet aanraak, en mense by hulle duisende tot bekering moet kom. Maar ons moet besef, waarvoor bid ons as ons bid vir herlewing? Herlewing kan van die mees gevaarlikste tye wees vir Christene, wat daar kan wees. Soos wat ons gesien het in Ananias en Safira se lewe. Geen wonder, die volk, die gemeenskap wat gesien het wat plaasgevind het in hierdie gemeente, was letterlik bang om by hierdie gemeente aan te sluit. Nee? Want dit wat in hierdie gemeente gebeur, maak 'n mens nogal skrikkerig. Jou lewe kan dalk op die spel kom. En tog staan daar in vers 14, tog het baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. En dan luister net wat daar staan in vers 15.
Die mense het selfs siekes op die straat uitgedra en hulle daar op draagbare en beddings neergesit, sodat as Petrus daar verbykom, al is dit maar net sy skare wie op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe en omgewing van Jerusalem afgekom en siekes gebring en mense wat onder bose geeste gelei het. Hulle is almal gesond gemaak. Ek wil 'n kragtige mensie was tussen hierdie gelowiges net teenwoordig, wat wonderlike dinge laat gebeur het en die gemeenskap het dit geweet. En die Christelike gemeente wat ontstaan het in Jerusalem het werklik die gemeenskap begin bedien met hierdie kragtige mensie, want God het begin werk. Dink weer aan ons prentjie van die tuinslang, né? Omdat hulle gekoppel was in die kraan, het 'n stroom lewe deur hulle gestroom en mense in die gemeenskap is daardeur geraak. Ek is besig om vir jou die prentjie te teken van die vroeg-Christelike gemeente en hoe dit daar gegaan het, wat hulle beleef het, die dinamika wat hulle beleef het. Want ek wil vir jou iets laat beleef dat, as ons vandag kyk na die gemeente van die Here Jesus, ek weet nie waar jy deel is van die gemeente van die Here Jesus nie. En wat daar plaasvind in julle byeenkomste nie, maar waar ek rondbeweeg, en ek beweeg in alle dele van die liggaam van Jesus op die oomblik rond, in gereformeerde kerke, en VGK, en Pinkster, en charismatiese gedeeltes, hoë vernuwingsgemeentes, kry ek die geleentheid om God se mense daar te bedien. En as ek kyk na wat oral gebeur, en ek kyk na hierdie dimensie wat ek in die vroeg-Christelike gemeentes raak sien, dan weet ek, veral as ek op sekere dele van die liggaam van Jesus kom, ons mis iets. 'n sekere dinamika sien ons net nie vandag altyd in baie gemeentes nie. En ek weet dit is God se hart, want God het nie verander nie, die skrif het nie verander nie. Dis God se hart om dit deel te maak van daar waar sy mense bymekaar is. En dis waarom ons kyk na waar ons kyk. Kom ons blaai 'n bietjie verder, hoofstuk 6. Handelinge 6. Die jare is besig om verby te gaan, né? En soos wat die jare verby gaan en die gemeente groei, né, want hulle was al 'n paar dae gelede oor die 5000. Kan jy dink dat al meer en meer nuwe behoeftes ontstaan in die gemeente? En dis wat gebeur in hoofstuk 6. Ons lees daar in hoofstuk 6 vanaf vers 1. In daai tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het daar teen die Hebreëus sprekendes klagtes gekom van die Grieks sprekendes, dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Nee, omdat hulle vir mekaar begin sorg neem het. Nee, het weduwees begin sê, maar julle sorg net vir hierdie gedeelte van die gemeente. Julle moet ook vir ons sorg. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle, dis nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Ek wil die mense na die leiers toe begin gaan. En vir hulle gesê, maar julle moet sorg vir hierdie mense. En wat doen die leiers? Weet, en dis nogal vir my, ek is nou 26 jaar voltyds in bediening. Ek weet hoe gaan dit met geestelike leiers in die liggaam van Jesus. Want alles kom gewoonlik op hulle af en hulle hardloop rond en probeer om al die vure dood te slaan. Maar die apostel het glad nie so gewerk nie. Want hulle het geweet, 'n nuwe era het aangebreek, 'n nuwe era. God gebruik nie net meer 'n klompie enkele mense wat hy nou uitgekies het en wat nou 'n half special is en wat hy nou bonatuurlik toegerus het en die res sit maar net in reguit rykies en word maar bedien nie. Ek wil hier skreeu 'n baba en daai een se broekie is nat en daai een moet 'n bietjie melk kry en hulle moet oral daar rondhardloop en alles doen nie. Die apostel sê nee, dis nie hoe dit werk nie. 'n nuwe era het aangebreek. God se hart is dat al God se mense bonatuurlik toegerus is. Met ander woorde, daar's baie meer gesalfde mense in die gemeente as net ons ou paartjies. En wat doen hulle? Hulle sê dit vir die gemeente. En dan sê hulle vir hulle, vers 3, nou broers, gaan soek 7 manne onder julle, uit wat daarvoor bekend is, dat hulle vol van die Heilige Gees is, en wysheid het. Met ander woorde, as God se salwing op mense is, dan gaan ander mense dit weet. Julle gaan weet watter mense is vol van die Heilige Gees. Hoe gaan julle dit weet? Want julle gaan letterlik sien hoe God se bonatuurlike krag en gawes deur hulle bedien. Julle gaan sien hoe mense gesond word, profetiese woorde gaan uit hulle monde uitstroom, wysheid, kennis, leiding. Hulle gaan ander mense op 'n bonatuurlike manier bedien. Dan gaan 'n dimensie in hulle lewe wees, 'n kragdimensie in hulle lewe, 'n geestelike lewe wees wat ander mense kan raak sien. Gaan kies nou vir julle 7 manne uit. En wie se lewens julle dit kan sien. Sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel.
Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. En dan doen hulle dit, en dan kies hulle 7 manne. En interessant, 2 van hulle is vir ons belangrik. Stefanus, oor wie daar staan in vers 5, 'n man met 'n vaste geloof, en vol van die Heilige Gees, vol van die Heilige Gees. En die ander ou, wat ons ook net nou gaan kyk, is Filippus. Hierdie ouens word gekies as sogenaamde bedienaars. Ek weet, ons noem hulle vandag diakens, maar laat ek nou vir julle sê, hulle was nie gewone diakens nie. Die Griekse woord is diakonos, maar dis beslis nie die diaken wat ons vandag ken in die liggaam van Jesus nie. Diakonos beteken eintlik bedienaar. Iemand wat homself beskikbaar stel om ander gelowiges in 'n spesifieke area te bedien. Dis wat die woord eintlik beteken. En hierdie ouens se werk was om die Grieksprekendes en ander weduwees te gaan bedien, te sorg dat hulle genoeg kos kry en dat hulle genoeg geld kry vir dit wat hulle behoeftes is. Terwyl die apostels dan aangegaan het met wat hulle moet doen. En dan lees ons daarvan hoofstuk 6 vanaf vers 8 van Stefanus, een van hierdie diakonos, een van hierdie bedienaars. Daar staan in vers 8, aan wie God baie genade en krag gegee het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Sien julle, dit was 'n ander so diaken hierdie gewees. Ek bedoel, daar was 'n kragte mensie in sy lewe gewees. God het deur hom gevloei, die krag, die gawes het deur hom gevloei. En dan lees ons hoe hy begin om met mense te begin redeneer oor dit wat in die woord staan en oor die evangelie. En dan lees ons daar in vers 10, die mense was nie eens opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het nie en waarmee hy gepraat het nie. En dan lees ons van een so geleentheid waar hy dan die woord begin bedien het aan mense. Daar in hoofstuk 7. Ons lees in hoofstuk 6 vers 15. Toe al die lede van die raad stip na Stefanus sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. En dan begin hy net eenvoudig getuig oor wat in sy eie hart aan die gang is en oor Jesus. En die hele hoofstuk 7 gaan dan oor hierdie boodskap wat hy aan hulle bedien het by hierdie geleentheid. En dan in vers 51 in hoofstuk 7, dan sê hy vir hierdie mense wat na hom luister, julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte. Ek wil dis nou nie eintlik gebruikersvriendelike woorde vir jou gehoor nie. Hy sê, julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Vers 54. Toe al die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het na die hemel toe opgekyk en die heerlikheid van God gesien. Ek wil uit letterlik oë gehad om in die onsigbare dimensie in te kyk, om iets te sien wat ander mense nie sien nie. Hy het iets van die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, sê hy, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. En dan begin hierdie mense hard skreeu en hulle druk hulle ore toe. En uiteindelik vat hulle vir Stefanus uit die stad uit en hulle gaan gooi hom dood met klippe. So wat ek gesê het, 'n ander soort diaken as wat ons ken. 'n Ander soort diaken. En dan wat aangrypend is, ek wil by hierdie geleentheid staan iemand met wie die Here later baie besig sou wees, Saulus, wat ons sou leer ken as Paulus. Ek wil, hy was die een by wie die hoopie klere neergegooi is, van die mense wat Stefanus daar dood gegooi het. Hulle baadjies uitgetrek sodat hulle beter kon gooi. En Stefanus en Paulus het heeltyd daarby gestaan en gesien wat daar gebeur het. Ek sê daar was 'n ander dimensie in die vroeg-Christelike gemeente. Die mense het op 'n ander manier Christen gewees as wat ons baie keer sien in die Christelike gemeente wat ons ken. Daar was 'n kragdimensie en 'n liefdesdimensie teenwoordig. En dis wat almal wat deel was van die gemeente beleef het. Dan kom ons by hoofstuk 8 in Handelinge. En nou moet julle, ek wil net so 'n bietjie vir jou 'n tydskaal teken. Hoofstuk 8 in Handelinge vind plus minus plaas so 8 jaar tot 10 jaar na Pinksterdag. 8 tot 10 jaar na Pinksterdag vind hierdie gebeure in Handelinge 8 plaas. Met ander woorde, vir plus minus 8 jaar tot 10 jaar het hierdie nuwe era gemeente in Jerusalem, wat nou al daar duisende mense was, hierdie
dimensies beleef in die gemeente. Hierdie kragdimensie, God se gees wat gewerk het, wat gevloei het, God wat letterlik die gelowiges gebruik het om mekaar te bedien op allerlei maniere, né? Die gemeenskap wat gestroom het, want hulle het God se teenwoordigheid beleef en wonders en tekens het plaasgevind. En dan lees ons daar in hoofstuk 8 vanaf vers 1. Daardie dag het 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Onthou nou plus minus 8 tot 10 jaar na Pinksterdag. Wat het Jesus vir hulle gesê? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Waar was hulle tot dusver gewees? Net in Jerusalem. Net in Jerusalem. Die nuwe gemeente het in Jerusalem ontstaan en hulle het glad nie uitbeweeg uit Jerusalem uit nie. Vir plus minus 8 tot 10 jaar het hulle net in Jerusalem gebly en hierdie nuwe era gemeente wees beleef. Hierdie dinamika het hulle beleef. En toe vind hierdie geweldige vervolging van hierdie gemeente in Jerusalem plaas. En dit laat hulle letterlik uit mekaar uitspat. Ons lees daar, al die gelowiges, behalwe die apostels, is uit mekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Net die apostels het in Jerusalem feitelik agtergebly. Die res van die gelowiges het oral heen gespaner, na al die dorpies en stede toe, in 'n poging om weg te kom, om nie in die tronke gegooi te word nie, en doodgemaak te word nie. En is dan wat daar 'n paar interessante goed gebeur, wat vir ons iets weer eens wys van die dinamika wat hierdie ouens aan gewoond geraak het daar in die gemeente. Ons lees in Handelinge 8, daar vanaf vers 4. Die gelowiges wat uit mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Sien julle? Ek wil hierdie gelowiges was bewus van God se gees wat op hulle is, van hierdie kragdimensie wat deurlik kon funksioneer, en hulle het oral waar hulle gegaan het, was hulle maar net tuinslange, wat mense bedien het, oral waar hulle gekom het. So gebeur dit. En dan word een so 'n storie vir ons vertel, daar vanaf vers 5. So het dit gebeur dat Filippus, nou ja, dis die Filippus wat ons leer ken daar in Handelinge 6, wat een van die diakonos was, die bedienaars, wat aangestel was om vir die weduwees te versorg. Filippus het by 'n stadjie in Samaria gekom en Christus daar verkondig. En toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat hy doen, sien jy, 'n ander soort diaken, kragdimensie wat in sy lewe funksioneer, die wonder sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Daar's ons min dinge wat mense so aantrek, soos wanneer hulle sien, maar hier gebeur iets. God gebruik hierdie mens buitengewoon. Hier vind genesings plaas, bonatuurlike wonderwerke vind plaas rondom hierdie ou. Dit trek mense so 'n magneet aan. En laat hulle ook luister na wat hy sê. Vers 7. Bose geeste het met groot geskreeu uit baie mense uitgegaan, en baie wat verlam en krepeel was, is gesond gemaak. En daar was groot blydskap in daai stad. En dan lees ons 'n interessante gebeure, dat terwyl Filippus besig was om die mense te bedien en die mense tot bekering kom, het daar een ou hierdie hele petalje sit en dophou. En dit was 'n ou met die naam Simon. Nou Simon was, soos wat ons daar lees, 'n ou wat die gemeenskap het hom genoem, die groot krag van God. Want hierdie ou het in demoniese krag geopereer. Hy het nie die Here geken nie, hy het in demoniese krag geopereer, bonatuurlike dinge het rondom hom plaasgevind. Hy het wonders en tekens gedoen. En daarom het die mense van hom gepraat as die groot krag van God in daai dorp. Ek bedoel, as daar iemand was wat krag geken het, was dit Simon. Maar hy het nog nie die lewende God geken nie. En terwyl hierdie dinge rondom Filippus aan die gebeur is, en mense tot bekering kom, en hy het Simon hierdie kragdimensie gesien, wat in Filippus se lewe aan die gang is, en wat deur hom gefunksioneer het, en wat gebeur het rondom hom. En dan lees ons hoe Simon dan tot bekering kom, onder die prediking van Filippus. En dan word hy gedoop, ook as deel van die gemeente. Maar 'n interessante ding van Simon was, oral waar Filippus gegaan het, het Simon gegaan. Hy het letterlik soos 'n hondjie agter hom aangeloop, en elke ding wat Filippus gedoen het, het hy gekyk.
Want Simon het krag geken, en hy het 'n kragdimensie in Filippus se lewe gesien, wat hy gesoek het. Hy het nou Jesus leer ken as Here en Verlosser, maar hierdie kragdimensie was nie in sy lewe nie. Maar dit was in Filippus. En dan lees ons daar in vers 14 van Handelinge 8. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Wat baie keer gebeur in sendingssituasies, as ons mense uitstuur om die evangelie op 'n plek te verkondig waar daar nog nooit voorheen 'n gemeente was nie, dan werk die ouens gewoonlik daar, en gewoonlik stuur die moedergemeente dan mense soontoe om net te gaan kyk wat gaan daar aan, en want baie keer in so 'n situasie kan daar, omdat die mense wat soontoe gestuur is, vir die eerste keer amper geestelike leiding moet neem, kan daar partykeer hier en daar dinge deurval wat nie altyd presies plaasgevind het, so wat moes plaasgevind het nie. En dis waarom Petrus en Johannes soontoe gaan kyk wat daar gebeur. En dan lees ons 'n interessante ding. As hulle dan daar kom, vers 15, die het toe gegaan en vir die mense daar gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie, hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Wat het hier gebeur? Filippus het die evangelie begin verkondig aan die mense tot bekering gekom, en dan het hy hulle gedoop, in die naam van Jesus Christus, so wat hy gesien het, in die vroeg-Christelike gemeente gebeur het. Maar wat het Filippus nie gedoen nie? Nadat hy hulle gedoop het, het hy hulle nie hande opgelê, dat Jesus as verlosser die Here, maar ook as die doper met die Gees, ook hierdie mense moet toerus en salf met 'n bonatuurlike salwing, sodat God hulle kan gebruik, en daar 'n kragdimensie deur hulle kan opereer nie. Daai deeltjie het Filippus nagelaat. Mense tot bekering kom, hulle is gedoop, maar hulle is nie hande opgelê nie. En daarom ou Simon het net een ou gehad om na te kyk, om die kragdimensie te sien en hoe God se krag opereer. En dit was Filippus. En toe Petrus en Johannes hier kom en hulle sien, en hulle kyk na hierdie nuwe gemeentetjie wat hier ontstaan het, toe sien hulle maar, iets is verkeerd. Die enigste ou wat hier opereer in die gawes is Filippus. En toe hulle 'n bietjie navraag doen, toe hoor hulle maar, hulle is net gedoop in die naam van Jesus. Maar wat vir my aangrypend is, jy weet, ek kom uit die gereformeerde deel van die liggaam van Jesus, en ek wil ons hou vergaderings oor alles. Jy weet, daar word altyd een of ander kommissie aangestel. En nou Petrus en Johannes stel nie eers 'n kommissie aan, voordat hulle regmaak wat verkeerd is nie, wat hulle het gesien iets is verkeerd. Nee, heel eenvoudig, maak hulle reg wat verkeerd is. Hoe doen hulle dit? Hulle gaan lê hulle hande op, hulle bid, Here Jesus, U is ook ons Here en Verlosser, maar U is ook die doper met die Gees. U sê in die woord, dat as ons kan na die Vader gaan, en vir U vra om vir ons U Gees te gee, en sodat hy ons kan salf en bonatuurlik toerus, dat U Gees nie net in ons is nie, maar dat U Gees op ons kan wees. Kom en salf elkeen van hierdie mense nou met U gawes, sodat U deur hulle kan werk, en hulle 'n verskil kan maak daar waar hulle beweeg. Maklik, doen hulle dit. En dan lees ons in vers 18. Toe Simon sien, dat die mense die Gees ontvang, as die apostels hulle hande oplê. Met ander woorde, daar was bepaalde manifestasies. Iets wat Simon kon sien met sy oë, het gebeur, wanneer die apostels vir hulle hande opgelê het, en Jesus hulle gesalf het met die Gees. Wat het die mense, wat het Simon heel waarskynlik gesien? Hy het gesien, die party van hierdie gelowiges het die Here begin loof en prys, ander het in tale gepraat, ander het begin profeteer. Hoe weet ons dit? Want ons sien uit ander gedeeltes waar dit presies dieselfde gebeur het, en ek gaan dit vir julle wys nog, het presies hierdie goeters gebeur. Party het die Here geloof, ander het in tale gepraat, ander het geprofeteer, met party het natuurlik nie, was daar nie sigbare manifestasies nie. Maar tog, in die algemeen, kon Simon sien, iets het gebeur in baie van hierdie gelowiges lewens, toe hulle hande opgelê is. En dan lees ons, hoe Simon dan gaan hy na die apostels toe, dan bied hy vir hulle geld aan, en dan sê hy vir hulle, gee vir my ook hierdie bevoegdheid, sodat elkeen wat ek hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Nee, maar hy het dit ook gesoek.
En dan is dit interessant, dat Petrus was mos nou nie eintlik die mees diplomatiese van die apostels nie. Maar net so joef-tjaf, soort hy vir ou Simon daar uit, jy weet, en sê vir hom, man, jy verstaan nie waaroor dit hier gaan nie. Dis nie iets waarvoor jy betaal nie. Bid dat God jou hart moet regkry eers en jou kop moet regkry, sodat jy reg oor hierdie goeters kan dink. Want wat Simon nie verstaan het nie, wat Petrus verstaan het, is die nuwe era het aangebreek. Die nuwe era het aangebreek. En God se hart was om al sy mense bonatuurlik toe te rus met sy gawes, sodat die kragte mense deur hulle kan funksioneer. En daai mense weer, as ander mense tot bekering kom, vir hulle kan hande oplê en kan bid, Jesus, U is die doper met die Gees. U het gesê, as ons dit nodig het, kan ons dit vra. Ons bid nou dat U hierdie mense moet salf. Petrus het geweet die nuwe era het aangebreek. En dat dit vir al God se kinders was. Dis God se hart. Dis God se hart. En daarom kan ons vir mekaar sê, as ons kyk na hierdie dimensie in die vroeg-Christelike gemeente, dit is God se hart, dat dit so sal lyk in sy gemeentes. Dit sal so lyk in sy gemeentes. Hoekom? Omdat twee dinge waar is in gelowiges se lewens. Gelowiges moet ontdek dat die Gees van God in hulle woon, en gelowiges moet beleef dat dit God se hart is, dat God se Gees ook op hulle sal wees. Dat al twee hierdie dimensies in gelowiges se lewens teenwoordig sal wees. God se Gees in mense, God se Gees op mense. David Pawson, die bekende Christelike skrywer en prediker, het 'n interessante boek geskryf waar hy praat van the normal Christian birth. Waar hierdie prentjie gebruik van soos wat 'n normale geboorte plaasvind. Nee, so vind daar 'n geestelike geboorte in mense se lewens plaas. En net soos wat in 'n normale geboorte, 'n mens graag wil hê dat die normale geboorte so gou as moontlik moet plaasvind, volledig afgehandel word. Ek bedoel, die van julle wat maas is, wat al geboorte gegee het aan 'n kind, weet, ek bedoel, as daar een ding is wat 'n verwagtende ma begeer, is dit dat as die geboorteproses begin, dat hy so gou as moontlik afgehandel word. Nee, dat daai baba so spoedig moontlik gebore word. Ek onthou, toe ons eerste kind gebore is, en my vrou so vir 14 ure of wat, met geboortepyne geworstel het, net, terwyl die geboorte moes plaasvind, daai bietjie uitgerektheid van daai geboorteproses, hoeveel pyn dit vir haar veroorsaak het. Nou, David Pawson sê, so wat enige ma en enige dokter en enige gemeenskap wil hê dat geboortes so gou as moontlik en so normaal as moontlik moet plaasvind. So, as 'n mens kyk na die vroeg-Christelike gemeente, sien jy letterlik, wanneer mense tot bekering gekom het, was dit soos 'n geboorteproses wat plaasgevind het. En daai geboorteproses het 'n bepaalde klompie fases bestaan. En daai fases moes so kort op mekaar gevolg het, sodat dit so amper gelyktydig moes plaasvind vir 'n geestelike geboorte om normaal moes plaas te vind. Dis wat ons sien in die vroeg-Christelike gemeente. En wat was die fases? Die fases was, waaroor ons by die verlede sessie gesels het, die fases was 4 gewees. Mense het tot 'n sondebesef gekom as hulle die evangelie gehoor het. Hulle het besef hulle is totaal verlore. Hulle het 'n behoefte ontwikkel aan Jesus as Here en Verlosser deur die werking van God se Gees in hulle. En God se Gees het in hulle begin werk en hulle het Jesus aanvaar in geloof as Verlosser en Here. Hulle het begin bely met hulle mond as gevolg van God se werking deur sy Gees in hulle, God se Gees wat in hulle inwoon. Het hulle Jesus bely as Verlosser en Here. Wanneer hierdie ouens dan Jesus bely met hulle mond, het ander gelowiges dit gehoor en dat hulle by die skouer gevat en hulle verwelkom in die gemeente en hulle daai selfde dag indien moontlik gaan doop. Om vir hulle deur die doop 'n prentjie te wys van wat daar waar ons nie kan sien nie, wat gebeur het in hulle lewe. Daai selfde dag is hulle gedoop. En daar by die water, as hulle so uit die water uitkom, het die gelowiges vir hulle hande opgelê en gebid, Here Jesus, dankie dat U ook hierdie mense se Here en Verlosser geword het, maar U is ook doper van die Gees in hulle lewe. Daarom bid ons nou, dat U hulle sal salf, sal toerus met U gawes, sodat U hulle kan gebruik as U getuies. 4-ledige proses wat in die Christen en die vroeg-Christelike gemeente plaasgevind het.
Met ander woorde, Christene het tot bekering gekom. Op dag 1 is hulle gedoop en hande opgelê. Van dag 1 af, in die meeste gevalle, kon God deur hierdie mense bo-natuurlik begin opereer. Was hulle in staat om mekaar te bedien met die gawes van die Gees, van dag 1 af. En daarom hierdie kragte mense in die gemeente. Julle wat rondkyk binne die liggaam van Jesus, weet hoe lyk dit. Dat baie Christene, ek bedoel, hulle is te bang om te bid. Wat nog te praat van getuig? Wat nog te praat dat God, ek bedoel, hulle weet niks van die gawes nie, hulle weet nie hoe mekaar te bedien nie. Hulle is so tevrede met 'n dominee of 'n pastoor wat vloei in die gawes. Hulle is maar net bereid om te sit en reguit rykies en te luister na alles wat hy sê. En dan stap hulle uit en dan sê hulle baie dankie vir die wonderlike boodskap. Nou het ons weer kos gekry vir die week. En Sondag kom hulle maar weer. Ons sien nie dit in die vroeg-Christelike gemeente nie. Ons sien 'n nuwe era geslag, in wie se lewens hierdie normale geestelike geboorte volledig so gou as moontlik plaasgevind het. En daarom kon die Here hulle gebruik letterlik van dag 1 af. Het hulle iets verstaan dat hulle deel was van God se leermag, wat 'n verskil kan maak in die gemeenskap daar buite. Want hoekom? Want 2 dinge was waar in hulle lewe. Hulle was bewus van God se Gees wat in hulle lywe gewoon het, maar hulle was ook bewus van God se Gees wat op hulle was, wat hulle bo-natuurlik toegerus het, sodat God hulle kon gebruik om 'n verskil te maak in mekaar se lewens en in die gemeenskap daar buite. Kan julle dink wat kan gebeur in gemeentes waar dit die waarheid word? Wat moet gebeur sodat dit waar kan word? Lyk vir my dit wat ons hiermee besig is. Volledige lering oor wat die Bybel sê moet weer plaasvind tussen gelowiges se lewens. Ons moet weer vir mekaar sê, maar dis wat God se woord sê. God het nie verander nie, sy woord het nie verander nie, sy vereistes vir gemeentewese het nie verander nie. Hierdie dinamika is God se bedoeling vir die gemeente. Hierdie prentjie van hoe 'n normale geestelike geboorte lyk, is nog steeds, as ek kyk in die woord, dit wat in God se hart is vir elke Christen. Kom ons bedien weer mekaar, soos wat ons gesien het, God sy mense bedien het daar in die begin. Ons leer vir mekaar die goed wat nodig is, en ons vertrou Jesus, nie net om Here en Verlosser te wees in mense se lewens nie, maar om ook doper met die Gees te wees. En dan glo ek, soos wat in baie gemeentes gebeur tans, gaan ons weer hierdie dimensie sien, wat ons in die vroeg-Christelike kerk gesien het. Kom ons vertrou die Here daarvoor, kom ons bid saam. O Here, ek weet dit is in U hart, dat dit ook vandag sal waar word in alle dele van U liggaam. Ja, Here, dat U mense behoorlik toegerus sal word. Sal weer opnuut leer wat in U hart is ook vir hulle. Sodat U hulle kan toerus en kan gee al die geskenk wat U vir hulle wil gee. En hulle kan glo dat hulle dit gekry het, en hulle self kan aanbied, Here, dat U hulle kan gebruik in mekaar se lewens en daar buite in die gemeenskap. Here, kom en doen dit ook in ons lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser en Here. Amen. Empty chambers with the richness of your love. Breathe life into these empty chambers, and Lord, let your kingdom